Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ek lees vir jou vandag uit Johannes hoofstuk 18, vers 10 en 11 en die tema is Drink jou beker. Ek lees vir jou Johannes 18, vers 10 en 11. Simon Petrus het 'n swaard by hom gedra. Hy trek toe sy swaard uit die skede, slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Jesus sê toe dadelik vir Petrus, sit die swaard terug in sy skede, sal ek dan nie die beker drink wat die Vader aan my gegee het nie. So Jesus het geweet watter beker hy moet drink. Die beker van sy lyding en die dood aan die kruis. Hy gee oor daaraan en probeer dit nie ontduik nie. Petrus pluk 'n swaard uit en hy probeer menslik die situasie verander, maar dit was nie God se plan dat dit moet verander nie. Jesus tree in en hy bevestig dat hy vrede het met hierdie pad wat hy moet stap en hierdie beker wat hy moet drink, want dit is wat God vir hom instoor het en daar's 'n groter plan, daar's 'n groter prentjie hier agter. Jesus stel soos in alles vir my hierin ook 'n voorbeeld. Daar is goed in die lewe wat vir my ook nie altyd lekker is of gaan wees nie. Dit is nie te sê dat ek dit moet veg nie. Soms is dit die beker wat ek moet drink. Natuurlik moet ek onderskei as iets nie God se wil is nie en ek dit in geloof moet veg en daarteen moet staan, dan moet ek dit doen. Maar ek moet ook onderskei wanneer iets in lyn met God se werk is, in my en deur my, selfs al is dit nie altyd lekker en gemaklik nie. Jesus sê, sal ek dan nie die beker drink wat die Vader vir my gegee het nie. Kom ons onderskei en ons maak seker ons verstaan die beker wat ons moet drink, wat God se groter plan oor my lewe is. En kom ons drink dit met die krag en die versterking van die Heilige Gees. Maar kom ons drink die beker wat God vir ons gee om te drink. Kom ons bid saam. Here, help my om te onderskei seisoene en gebeure in my lewe. As dit 'n beker is wat U op my pad stuur, dan wil ek dit drink. Here, as dit waardeur ek gaan en nou wat dalk moeilik is en wat dalk taai is vir my, as dit deel is van die beker wat ek moet drink, dan bid ek dat U dit nie van my al wegvat nie, maar dat U my die krag gee om dit te drink. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot volgende keer. Die Here seën jou.